Hier by die pragtige grafte in die Kidron, kry ons ook die graf met die naambord van Sagaria. En ek het gaan soek, en dit vat my na die vers van 2 Kronieke 24:20. Maar die gees van God het Sagaria, die seun van die priester Jojada, vervul. En hy het voor die volk gaan staan en vir hulle gesê, so sê God, waarom oortree julle die gebooie van die Here? Daarom sal julle nie voorspoedig wees nie. Omdat julle die Here verlaat het, het hy julle ook verlaat. In die Kidron-vallei, net oos van Jerusalem, staan hierdie indrukwekkende rotsgraf wat eeuwenlang met die naam Sagaria verbind word. Hoewel die historiese saamstem dat die monument waarskynlik uit 'n later tydperk dateer, herinner dit al die besoekers steeds aan een van die aangrypendste en hartseerste verhale in die Bybel. Joas was net 7 jaar oud toe hy koning geword het. Hy is deur die godvreesende hoëpriester Jojada beskerm, grootgemaak en geestelik gevorm. Solank as wat Jojada geleef het, het Joas die Here gedien. Die tempel is herstel en aanbidding van die Here is herstel. En Juda het weer hoop gehad. Maar toe Jojada sterf, het alles verander. Joas het begin luister na die raad van invloedryke mense, eerder as na die stem van die Here. Die afgode het teruggekeer, die volk het afgedwaal. Die Here het profete gestuur om hulle te waarsku, maar hulle wou nie luister nie. Toe staan Jojada se eie seun, Sagaria, op. Hy spreek die waarheid met moed. Omdat julle die Here verlaat het, het hy julle ook verlaat. Dit was nie 'n vyand wat hierdie woorde gespreek het nie. Dit was die steun van die man aan wie Joas sy lewe en sy troon te danke gehad het. En tog het Joas die onverstaanbare gedoen. Hy het vergeet wat Jojada vir hom beteken het. Hy het vergeet wie hom gered het. Hy het vergeet hoe vergetrou die Here was. Op bevel van koning Joas is Sagaria in die voorhof van die tempel gestenig. Terwyl hy sterf, roep hy, mag die Here dit sien en rekenskap eis. Hoe tragies, die seentjie wat eens deur geloof gered is, word later die koning wat 'n getroue profeet laat doodmaak. Hierdie verhaal is 'n ernstige waarskuwing. Dit is moontlik om goed te begin, maar om sleg te eindig. Hoe kan ons jare lank die Here dien, maar as ons ophou luister na sy woord en eerder mense se goedkeuring soek en najaag, kan ons dalk geestelik afdwaal. Getrouheid word nie gemeet in hoe mooi ons begin nie, maar hoe ons uiteindelik eindig. Mag ons nooit die geestelike Jojadas vergeet, wat die Here gebruik het om ons na hom toe te lei nie. Nog belangriker, mag ons nooit die Here self vergeet nie. Wanneer ons eendag ons lewenspad voltooi, is die vraag nie hoeveel ons bereik het nie, maar of ons getrou gebly het tot die einde toe, aan hom wat ons eerste lief gehad het.